Lukas 13 vers 18 tot 19. En hy het gesê: Hoedanig is die koninkryk van God en waarmee sal ek dit vergelyk? Dit is soos 'n mosterdsaad wat 'n man geneem en in sy tuin gesaai het, en dit het gegroei en 'n groot boom geword, en die voëls van die hemel het nes gemaak in sy takke. Matteus 17 vers 20. En Jesus antwoord hulle: deur julle ongeloof, want voorwaar, ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê: gaan weg hiervandaan daarna-toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Die koninkryk van God is 'n ewige realiteit vanuit Skepper God, 'n geesriem van in Vader self, van waar alles ontstaan en oorsprong kry. Die ontwaking en bewuswording van hierdie onverganklike koninkryk na die innerlike mens vind plaas deur die Heilige Gees, wat die bekeerde gelowige die dieper ontmoeting met 'n liefdevolle Vader God in die Jesus Christus wil toon. Hierdie ontmoeting herverenig die soeker na die koninkryk van God in 'n ewige verhouding met die Vader deur die Seun. Die ontwaking en bewuswording van die koninkryk van God word verduidelik soos die proses van 'n saad wat ontkiem en groei en 'n boom word. Vog en hitte is nodig vir die ontkieming en dan eindelik sonlig vir wanneer die plantjie deur die grond breek. Koolstof, suurstof, stikstof en waterstof reguleer die plant se lewe. Paulus sê dit so in 1 Korintiërs 3 vers 6 tot 8. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Soos dan hy wat plant of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang.